Daar's altyd iets om oor dankbaar te wees. En dit is altyd so goed wees daarna ons leer. So baie welkom. Deel volgende dele van julle en dankie dat julle die dapperheid gehad het vanoggend om die koue te trotseer. Nie saam te wees. En dis wat die Here wil hê, dis dan so baie welkom. Ons sit net so dat ons die oor sluit. Vader, vir ons 'n voorreg vandag om saam te kan kom. Here, te weet dat elkeen van ons soos die is die kind. Is lief vir elkeen, gee om vir elkeen van ons. Here, U hoor die hartklop van mense. Here, soos ek vanoggend ingestap het, Here, was ek so opgewonde om te sien dat mense in hulle storms, maar ook in hulle oorwinnings vandag hier so saam is. En vra Here, hierdie diens sal seën ons besoek, die Heilige Gees ons hart sal aanraak, en Here, dat die eenheid van die Gees ook onder ons sal wees, terwyl ons lief is vir mekaar. En ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
mense vandag verjaar, en as mense die week van verjaar sê, hoor, wie verjaar allemaal hierdie week? Ek wil gesien. Daar's ene, nog iemand net een wat verjaar, kan ons hulle chocolate gee, daar's 'n heerlike chocolatekie vir die mense verjaar, en dan die mense wat die eerste keer vandag in ons gemeente is, vir die mense die eerste keer hier is, ek weet, julle is so daar soos daar die jonkpaard in daai kant, en roem net eers, kan ons vir jou die chocolatekie gee, ek dink jy verdien ek, en daar agter, hy jong dame daar agter, rechts agter daar so, vir hom ook die chocolate gee. Julle moet die chocolate na die tyd, nie voor die tyd, hou die chocolate tot na die tyd, maar steek hom weg, nie sal jy snel te, maar steek hom weg, want die gemeente hou van chocolate steel. So, is hulle gereed om die Here se naam te ontvang? Ons gaan ons dankie oorgee en ek wil vra dat to be church is not just to come together. Wees baie mooi. Ek dink ons het die kerk te maklik gemaak as dit mekaar op plek. Maar ons is as kinders van God, ons is wat ons saamkom, is ons die kerk. Amen. Jy is die kerk. En God het 'n hartklop vir jou as 'n deel van die kerk. En wanneer jy vanoggend saam sing, wanneer jy vanoggend die Here se naam groot maak, sien jouself as deel van die liggaam van Christus. Sien jouself as deel van God se plan vir hierdie wêreld. Sien jouself as deel van hierdie familie. En wanneer ons dan as stemme as een is oprig om die Here se naam groot maak, gees van die lof en eer en Here. Eerste liedjie gaan kinderkerk saam sing, dan gaan al die kinderkerkkindertjies uitbeweeg agtertoe, hulle gaan kinderkerk hê, en dan gaan ons aan die so met die lofprys en die woord. Ons sal saam, as julle saam sing,
So breathe in our lungs. Therefore, we want to pour out our praise to you.
Here is die blind môre staan. Here is die een vir ons blind bewys. Here is die een vir ons hoop gee wat ons nie hoop het nie. Here, U herstel ons. U rig ons. Here, daarvoor loof ons die volgende prys ons die Here wat U is waardig om bid te word. Here, U is getrou, Here, elke dag van ons lewe, waar ons uitroep na U, Here, dan is U getrou om daar te wees vir ons. Here, wanneer ons die volgende prys, dan kyk ons na die handewerk van ons. Here, ons kyk na die natuur, ons kyk na die mensdom, ons sien hoe mooi U alles gemaak het. Here, wanneer ons dit sien om ons skande se anders, maar dis my God wat dit gemaak het. Dis my God waar ek aan U loof prys word. Here, daarom wil ons nie vir ons sing, maar U exalte. Here, ons wil U ophef vir ons lewens. En Here, wanneer ons hierdie lied sing vanoggend, dat dit nie woorde vir ons mond sal wees, maar 'n hartkeuse sal wees om U op te hef, Here. Dankie, Jesus.
because you're worthy to be praised. Here ons hierdie volgende Here, is Here is ons op die want dit is koning. Ons prys ons Here, dit is waardig om dit te word volgende. Here is waardig met ons vertroue op die insig. Hier is waardig vanoggend om koning van ons lewens te wees, Here. Hier is waardig vanoggend van U is in ons midde en Jy het ons nog nooit begeer, ons nog nooit verraad nie. Hier is waardig om geprys te word, Here, want die werke loop nie vooruit. En Here, waarom ons sien hoe die werke vooruit loop, kan ons nie anders. As ons sê, my God is met ons, my God stap vooruit, my God maak dinge oop, my God is besig om in my lewe te werk. En Here, wat ons nou in die wêreld kyk, wat is soeken is na vrede, wat soeken is na hoop, Here, weet ons vandag. U is ons hoop, U is ons vrede, U is liefde, Here. Here, is eer die volgende daarvoor, wat U nie opgegee het op elke van ons sê. Here, U ons bygestaan het. In die moeilikste tyd van ons lewens het U saam met ons gegaan, ons nie gelos het nie. Wat so maklik voel ons, dat alles draai tegen ons. Here, daarvoor eer ons die volgende. Because you're a God of your word. Because when you say yes, it's yes. En wanneer jy gesê is met ons, dan is jy altyd met ons. En daarvoor eer ons die volgende dank. Dus dankie dan vir Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jy sitplek inneem. Net baie keer as pastoor dan leef ons dinge en sien ons dinge wat baie keer nie deel is van die gemeente se raamwerk van verstaan nie. Ek sê tydjie terug gepreek oor wanneer ons in die huis van die Here kom, dan sit jy of met 'n losie in jou hand of 'n klip in jou hand. En die Here het hierdie week baie met my gepraat en rondom ons as kerk. Wat doen ons? Wat doen julle as kerk? Wat beteken ons vir die mensdom as kerk? Jy kan staan met my blaai na 1 Korintiërs 14 toe, 1 Korintiërs 14. En ek weet ons leef in 'n wêreld waar kerke afgebreek word, die werk van die Here afgebreek, God word afgebreek. As ons kyk na hoeveel dinge op die wêreld gebeur, ek gister al gesien ek hoe 'n woorde op 'n koue botteltjie kan sit en dan sit 'n Boeddha op en dan bottel hulle aanvaar en tot hulle die naam Jesus op sy blok hulle dit. So is die wêreld teen Jesus, teen Christus, teen die kerk, die liggaam van Christus. En ons besef dat ons leef in 'n wêreld wat nie vir ons sal gee wat ons wil hê nie. Ons moet vat by God en dit vir die wêreld gee. Because this world will not allow us to do it. Skokkend. Want ons sê, we gaan het toelaat. In 1 Korintiërs 14, en ek gaan nie die begin van die vers lees, jy kan later die vers verder lees, vers 26 sê, en hoe staan dit dan, broeders en susters, wanneer julle saamkom, en dis wat staan. Wanneer julle saamkom, nergens in God se woord word daar opsie gegee, of julle saamkom. Dis wanneer julle saamkom. En wanneer ons selfs in Handelinge kyk hoe die nuwe kerk ontstaan het, hoe die samekomste van hierdie mense groot wonderwerke wat gebeur, hoe die samekomste van die mense gebou het in die geloof. En wanneer ons vandag sê, as mense wat glo, die kerk is 'n hospitaal vir siek mense. So mense stap by die kerk in hulle gebrokenheid, in hulle seer, in hulle verwerping, in hulle foute, in hulle sonde, en hulle stap binne die kerk met die Here en hulle moet genesing ervaar. Hulle moet herstel ervaar. Nou as mense glo die kerk is 'n toerustingsplek waar jy toegerus word vir die koninkrykswerk daarby. So jy word hier toegerus en jy word die tools in jou hand gegee en jy gaan uit in die kerk en die kerk buite. Ander mense glo die kerk is 'n plek waar vuur aan die gang gesit word sodat mense siele vir die Here daar buite kan hê. So elke van ons kom dat die kerk het nie net een doel nie. Hy het baie doele. Dit hang af waarmee jy instaan.
dan waarmee jy instaan. Wie van julle het al dokter toe gegaan? Dan vrou gesê, wie van julle het al dokter toe gegaan? Okay, so wees eerlik, dis nie sonde nie. Okay, julle het al dokter toe gegaan, né? Ja. En jy by dokter hulle staan, en dan staan daar ou met 'n mechanic, en die mechanic is 'n hande vol olie, en hy sê, ek is die dokter, wie van julle gaan opglo? Wanneer mense instaan, en dis my so mooi, julle kan vanaf lees, sê, elkeen van julle het iets. Elkeen van julle het iets. Toe ek in daai tyd, ek glo ek taxi gespeel, 'n paar mense op te laai, toe ek instap, staan daar 2 tieners en hulle gee mekaar dat ek een het. Ek waarborg julle, sy het iets gekry is. Is dit so? En sê, kerk moet nie net afhang van die pastoor. Imagine 'n kerk wat inkom en almal begin almal bedien. Of jy gesit by iemand, jy praat met daardie persoon, jy bid vir hierdie een, daardie 5 mense begin 'n bietjie sing, hierdie mense bedien ander mense, hierdie ouens mag hulle sop reg, vir ons eet gou nou. En almal doen iets in die kerk, behalwe die pastoor. Dis hoe die liggaam van God eintlik moet funksioneer. Ek so, dit is laaste, want ons aan jeugkamp gewaas, wat ek het opgedaag het. Is daar so? Daar is die eerste keer in my lewe, daar gaan by 'n jeugkamp op waar ek niks gedoen het nie. Hy opgedaag het alles gedoen. Hulle die sponsors gekry, hulle die vervoer gereël, hulle die blyplek gereël, hulle alles gereël. Ek is pastoor letterlik net ingestap. Hoekom? Die liggaam van Christus moet so kan funksioneer, dat elkeen van ons die plek. En jy stap hier binne die liggaam in, so wanneer ons by mekaar kom, nie as ons by mekaar, wanneer jy by mekaar kom, is daar, dat elkeen van ons iets te verwees. Maar ons kry dat mense inkom, met seën, en hulle hierso bedien kom. En weet jy wat in my wêreld waar ek bedien, gister wat ek sal Tanya, ek is iemand bedien, mense wil nie na die kerk toe kom, hulle gebroken het. Wie jy kom, hulle veroordeel. Dit is so hartseer. In hulle gebrokenheid soek hulle na hoop, hulle het foute gemaak in die lewe, hulle het verkeerde keuses gemaak. Die volgende wat die kerk doen is, hulle dadelik vir die pryse sê, sorry, jy het sondig gedoen. In plaas van ons daai persoon ontvang en in liefde bedien hulle in hulle lewe op te tel. Ek gaan nie eens vra met 'n hand op sê, wie van julle het as seer gekry in die kerk? Dis almal net dan. Ons het as seer gekry in die kerk. Maar ek wil dan vir jou vra, moenie dat hy seer jou weggooi en deel te wees van die liggaam van Christus. Leer eerder om seer te vat en ander mense te bedien. Ander mense te gaan, na te deel. En ek wil vra dat julle vanoggend na jouself kyk. Die Kerk se woord is Hebreërs 3, dink ek. Hebreërs 3. Die dag in Jakobus 1, vers 20. Hy sê, wees dan nie net hoorders van God se woord nie, maar daders van God se woord. In Matteus 7 praat hulle van die man wat na God se woord luister en dit doen, word vergelyk met 'n wyse man wat sy huis op die rotsstone. So wanneer ons as kerk wil wees, moet ons by die basic ding begin vir alle dinge. Moenie net luister nie, maar begin doen wat God vir jou sê. So wanneer ons sê op 'n Sondag deel of die hele deel in Sondag, hy sê vir jou, gaan na Piet toe en gaan bid vir hom. Wat moet jy doen? As die Here vir jou sê dat jy in jou binnekamer gaan en gereeld bid, wat moet jy doen? As die Here sê van die woord, moet jy nie lees, bestudeer God se woord en maak dit deel van jou, wat moet jy doen? Nou gaan jy vra, doen jy nou dit? En dis wat God vandag op sy vir julle wil sê. Julle het al, ek preek 100 preke in 'n jaar omtrent, soos geen nie. Ek preek 100 preke. Ek self in my eie lewe. Ek preek vir myself, het ek gedoen, oor gepraat. En miskien ons so iemand die haasie hou elke Sondag. Ek moet volgende Sondag by mekaar sê, ons het laaste Sondag gepraat oor, jy moet uitreik na iemand toe, wie van julle uitgereik na iemand toe nou?
dan ons nie evaluasie hou. Het ons gedoen wat ons gehoor het. Maar so baie keer hoor ons die woord van die Here. Jy groei op in die Christendom, maar God verwag meer as die tyd. Hy wil hê jy moet groei. En enige ding wat jy groei, is jy begin doen wat die Here vir jou sê. En dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om te gaan en te sê, wanneer iemand honger het, jou laaste ding uit te haal om kos te koop. Dis nie maklik nie. Dis nie altyd maklik om iemand die oor te kry en jy weet hierdie ou, ek kan nie rug gesteek en die Here sê vir hom, wees nie vir hom. It's not easy. Maar weet jy wat? Wanneer jy gaan begin groei, en sien hoe God jou opbou, jy jou gehoorsaamheid, gaan jy anders kyk in die wêreld. Dan gaan jy nie oor jouself nie, gaan oor Christus opneem. En ek wil jou vra vanoggend, dis miskien iets wat nie direk my hart gedraai het, wat wegkom, maar ek is al 18 jaar in Lydenburg. Dit is goed 18 jaar. En my vraag wat vir my gewees het, wat die Here in my hart geplaas het, hoeveel van my woord in mense se lewens verander? Hoeveel van dit het God vir my gegee om met julle te deel? Met jou lewe verander. En miskien moet ons terugkyk in ons lewe, laaste jaar, waar was jy laaste jaar in die tyd? Het jy gegroei? Elke woord wat jy ken, elke woord wat jy hoor, gaan eendag aan Christus voor jou staan. Vir jy vra, maar jy het die dinge gehoor, wat die hand het gedoen. In die Ou Testament praat so mooi. Hy sê, hoe offergawe is, hoe al die performance, hoe al die dinge wat jy gee, is dat een ding vir God meer belangrik is. En is gehoorsaamheid. Hy wil nie jy moet 'n doener wees, nie net 'n woorde nie. Want as jy begin doen, stap jy van die paviljoen af van die lewe in jou hart op die veld uit. En jy word deel 'n deelnemer in God se plan. As jy rugby kyk, wie veel kyk rugby? Weet jy rugby? Wie is die slegste rugby speler op die veld altyd? Die ref. Die ref. Die ref. Hy is altyd die slegste rugby speler. Wie van julle het al probeer om 'n game te ref? Dink jy dis maklik? Nee, dis baie maklik. Wag tot jy daar staan. En as jy hierdie ou staan aan my agter jou, staan jy ou in die aanboog. Gelukkig dat dis 'n kamera, sal maak net so. Maar weet jy ook daai ding nie? Dit gaan nie. Die regels maar dit wil sien, is om te sien wat albei reageer. Dis anders om deel te neem in die werk van die Here as om te kyk na die werk van die Here. Amen. En God wil nie hê ons kykers is. Want as jy kyk is, dan kyk jy so, ag daai ou het vandag skoon, baie is anders is skeef gewees, dan sy asem het gestin, of die musiek dan gehoor, want daar is so eendag die liedjie van mis, en kyk almal vir mekaar, en almal kyk vir my, en dan kyk vir haar, en doen, nee, weet wat, as jy 'n deelnemer is, dan fokus jy op die game, nie op die, nie op die ref. En teen jy is bang vir die ref. Kom ons wees deelnemers, asseblief. As God met jou begin praat, moenie bang wees om te begin doen nie. Moenie bang wees om te begin doen nie, want hierdie wêreld, die man en vroue nodig, opstaan en doen vir God. Ek dink vrydag aan dat die jeug en so groot wat dit nou net lig afstelling baie keer al gesê. Die enigste manier hoe duisternis groei, is wanneer lig weggevat word. Dis when children of God is doing nothing. Sê vir ons dit. Sê duiwel lag vir ons, terwyl ons niks doen. As uit die kerk het stap, is no Christianity, as die Bybel nie, daar is niks wat ek te doen vir julle, ek kom volgens Sondag weer, as ons vir jou kyk. Maar God wil elke dag waar jy loop, moet jy sy lig wees. Maar as jy nie iets doen nie, dan is jy deel van die lig weg. Lig is energie. Energie, nou die skoolkinders by naam. Energie is 'n bron van beweging en skryf. Of beweging is 'n bron van energie, wat lig gee. Dis reg. Dan moet 'n stroombaan wees wat vloei om lig te maak. Dan moet iets soos 'n plus en 'n minus hê wat krag opwek om 'n lig te maak. So lig in sigself sal bestaan nie net. Jy moet by God uitvind, dat hy deur jou kan begin werk. En 'n verskil maak. Dan gaan jy nou 'n vraag vra. En jy moet dit eerlik wees met jouself. Ons gaan vrydag aan met die Here deel, maar hulle gaan antwoord kry.
toe jy voordat jy by die kerk gestap het, op 'n telling van 1 tot 10, wat jy begin 1 is 'n verwerkoggend gewees, 10 is 'n super lekker oggend. Ek sê 'n 7 in die hemel. Waar staan, wat jy staan voor jy staan? Dink 'n bietjie wat jy te sê. Miskien 4, 3, miskien die 7. Weet jy wat? As jy laag is, dan is dit net 'n oorsaak gewees. Jy moet dit doen. Jy moet dit verstaan. Die Gees van die Here moet so werk tussen ons. Ons heel laaste lied het ons eie saam doen. Wie wanneer ons die Here ontdek, kom hy in sy Gees en hy lig ons op. As net so lekker, soos 'n drukkie van die wind. Is dit so? As net so lekker en jy down voel, en jy kom by iemand en jy sien trane en jy gryp so net so. Hoekom? God gebruik. Ja. Net soos jy is. Met wat jy het, wil God jou gebruik. En dan gevra ons gaan staan, ons almal hande weer gaan. So, jy gaan nie alleen staan, so as jy weer staan, dan weet jy iemand toe. Maar ek gaan ons staan, ons staan. En dan gaan ek julle gou hierdie ding weer, ek het eendag gesê, een hand, ons sê jou regterhand met jou palm boontoe. Jou linkerhand met jou palm af, is dit reg so? Regterhand, palm boontoe, linkerhand palm ondertoe. Dan vat jy die hande. Met die een hand wat jy so hou, gee jy vandag. Die ander hand wat jy so hou, ontvang jy. En as liggaam van Christus verdien ons onderstaan. As jy nie persoon langs jou ken nie, dan bid Here bid jou langs. Maar jy gaan net op die oomblik vir die persoon wat jy jou hand so hou, vra bid vir daardie persoon. Terwyl jy weet, die ander kant sy hand is iemand besig vir jou te bid. En dit doen. Al ken jy nie persoon nie. As jy ongelukkig, kom sê maar, jy staan op die punt, so ek gaan op die punt staan hier so. Bid nog steeds vir die persoon op jou kant. Al is jy die ontvanger een, bid jy nog steeds vir die persoon. En dan bid ons vir mekaar vandag, as liggaam van Christus. Is daar enig iemand alleen staan? Sal ons iemand saam, kom ons bid saam, dank die Here Jesus. So bestaan en net vir mekaar kan bid. Dankie Here dat ons weet ons hoef nooit alleen te wees. U is met ons so daar vir mekaar. En Here, wanneer ons saamkom, het elkeen vir ons iets. Leer ons om daardie iets te gebruik. Leer ons om daardie iets te gee. Leer ons om daardie iets te wees. Wat U wil hê ons moet wees. Baie dankie Here dat ons vandag nie net as 'n kerk saam staan, maar Here, ons is 'n liggaam van Christus. Die hartklop van God se saam staan. Die Here, ons sal weet dat wanneer ons saamkom,
Is daar 'n vuur? Is daar 'n opgewondenheid, Here? Is daar lewe? Is daar lig? Here, as ons hier by mekaar uitgaan, Here, dat ons daar die lig sal ronddraag oor ons aan. Dat ons nie skaam sal wees vir een ons lewens nie. Here, ek vra vandag, dat elke mens ingekom het vandag, as hy ons nie opwys, wat sê ek vandag regtig God nodig, vra ek Here sal besoek, Here sal verstaan. En dankie Here, ons weet, jy sal hulle nie los, jy wil nie uit te weet dat jy daar vir hulle sal wees. En elke behoefte sal voorsien. En Here, ons weet vandag, dat jy is ons God. Ons weet vandag, jy is 'n waarmaker van die woord. Here, soos jy die hande vashou, hou jy ons vashou. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ek wil hê dat julle onthou die persoon wat langs julle staan. Die persoon wat jy voor gebid het, nooit julle die hele week vir hom gaan, jy wil dit doen. Wanneer jy net op die punt gestaan het, daar sal ek vir jou bid, jy moet bekommerd wees. Amen. Hoe vinnig jy die afkondigings doen, vandaan weer 5:00, kom ons by die Bybelskool by mekaar, as laaste is PJ'se, waar praat oor wat doen God in my lewe. Dit is 'n aand se besig saam met die young adults op die kursus rondom om myself te verstaan, wie is ek, wie is my, om my medemens te verstaan. Hoe is die aande, is daar, Isak was, is nie vandag Isak, daar is Isak daarachter, hulle is die jong werkende, hoe is die aande jeug, hulle self op die so, jeug op hoe is die aande self, die so by die kerk, 6:00 kom hulle by mekaar, die jeug is bezig, om die survey te Bible te doen, en julle is ook bezig met die bedieningshuis, en ek sal dit klaar dan. Isak. Jy is ook bezig met die bediening en donderdag musiekoefeninge, as jy so by mekaar kom, vrydag aand, jeug 6:00, ek wil wat ek vir julle sê, ons jeug is op 'n plek waar ons krap, waar die duiwel nie wil leef te krap. Want hy is uit daar om kinders en lewens te verkoos. Ek wil vir jou leiers baie dankie sê, julle is getrou. Go on. Al gaan dit hoe julle, gaan aan met baie jong mense se lewens verander. Volgende Sondag kom ons by mekaar sê, Here, nagmaal hou, Here se naam groot maak ook daardeur te eer. Maar laat ons, wanneer ons by mekaar kom met dit wat jy het. As jy swaar voel aan ons, kom met dit kerk. Ek sê altyd die oomblik wat jy sê, jy sê lus vir kerk, dis wat God met jou wil doen. Amen. Dis wanneer jy jou kom met dit. So as jy Sondagoggend voel, ek is nie lus vir kerk, en dan jy, as jy ander het gesê, dan moet jy lees kerk kom. En as jy lus vir kerk toe kom, dan kom jy nog steeds kerk. Amen. As jy nog twyfel daaroor, dan kom jy kerk. As dit reën, kom kerk toe. As dit koud is, kom kerk toe. As dit sneeu, kom kerk toe, wou sy sneeu maar na die tyd. Maar ons moet nie bang wees nie. Ek het die woorde, ek gaan goed vinnig gesê. En julle geweet hoe Jesus met die demone gepraat het, wat hulle gedoen? Hulle onmiddellik geluister. Dit weet. Toe hy die demone gesê, ek gaan uit, het hulle uitgegaan. Hulle het nie vrae gevra nie. Hulle wel weer best oor die jagstede en die varke en alles. Maar as die demone soveel respek vir die krag van God het, hoe is ons baie keer so lafhartig om nie te doen wat dit gaan. Amen. Dit is my gesond hierdie, kan dit lees sê, hierdie sê Jesus van, jy doen dit en hulle spring, maar wie ons kinders van Here, en sê Here, doen dit. Here, gee my nog 'n teken. Here, rarig met hom, met haar. Dit is nie rarig wat ek wil doen, dit is nie my roeping nie. Ons baie verskillend. Die Here in die lewe gaan. As Jesus praat, gaan ons. Dus ek vraag my skant na vore kom, so julle sal oor vergeet. Die Here die 16de Junie, het hulle uitreiking, julle weet ons gemeentes behoort bediening, bereik. Ons hart, klop is altyd om ons gemeenskap te bereik. So 16de Junie gaan hulle 'n sop uitdeel doen, en broodjies uitdeel. As jy daarbij betrokken word, of om som uit te deel, of om broodjies te maak, skenkings te doen, om daar te wees te jaal, want ons wil nie die tieners gaan bedien, soos van volwassenes, wat die tieners cover in die tyd, waar hulle dan bedien, so as jy wil betrokken word daarbij, selfs met Tanya, Daniel of Ingrid hulle, dis baie welkom. Bid so lang, dat jeugdag in die wêreld beteken anders as jeugdag vir ons.
jeugdag en die daarop bekend en daar iemand moes gesterf het. Ons sê, iemand het lewe. Ons spreek lewe oor die jeugdag. So, dit is baie welkom gesels met hulle en maar baie dankie. Dit is my lekker om te sien hoe die hartklop van Christus in julle by die gemeenskap uitkom. Ons sal saam deel saam sing, hierdie gemeente, en dit is of ons hier ons sê die Here is hier. Staan ons vandag, Here, ons is deel te volle deel vol. Gaan saam met ons, Here, terwyl ons uitreik by iemand toe. Gaan met ons, Here, hou jou beskerming oor ons. Laat daar 'n wolk van getuienis op ons wees, Here. Here, ons bid vandag terwyl ons dan opgegawe ons diens gegee. Here, dat U elkeen sal seën wat gegee het deur te saai. Maar Here, ons weet vandag baie keer mense ons steeds behoefte. Ons bid vir besighede wat swaar kry. Here, ons weet vandag dat mense het God nodig. En vra jy dit nie vir hulle sal voorsien, dat jy vir hulle wys sal wys, dat jy vir hulle sal sorg. En ons weet vandag een keer dat die getrou sal die woord. Dat as ons vertrouw op die sy, jy die daar vir ons sal wees. Wanneer vir ons sondag met mekaar kom, dat ons vir u grootheid, u goedheid en getuig, en ons lewens ons dan weer opvoer. In Jesus' naam. Amen.